Ons maak ons Bybels oop, ons is besig met 1 Timoteus 4. 1 Timoteus 4. Ek wil tog vra, en ek vra baie keer dit, maar ek vra maar weer, as ons besig is met die woord en besig is met die erediens, wil ek nie graag hê jy moet rondstap. Stap voor die tyd, daar's kinderdiens, daar's 'n lied wat jy vinnig kan stap, maar as ons begin ook met die woordbediening, wil ek graag hê jy moet sit, en ek wil graag hê jy moet luister, net as gevolg van stering. Ek het gister, jy sal sien as ek die video vir jou aansien, ek raak bekommerd as ouens begin rondloop as iemand bid. Voel vir my, het jy enige idee waarmee ons besig is? Ons besig met die lewende God. En ons besig met sy woord is, ons besig met die woord van die lewende God. En ek wil hê ons moet in daai sin, as ons luister, wil ek nie, daar moet iets aandag aftrek nie. Daar kan 'n krisis ontstaan in jou bedeling, in jou liggaamsbedeling, wat jy moet gaan. Hardloop dan. Maar asseblief in die normale omstandighede wil ons graag hê. En niemand gaan jou snaaks uitkyk as daar 'n probleem is en jy moet hardloop nie. Ook nie onder normale omstandighede nie, maar asseblief, dit is wat ek graag wil vra. Ons is besig met die ernstige woord van die Here. 1 Timoteus 4. Ons gaan lees van vers 6 af. Kom ons buig net ons hoofde saam voordat ons hierdie gedeelte lees. Here, wat 'n ongelooflike voorreg. Wat 'n voorreg om rondom die woord te kan stil raak. Here, ons weet dat uit onsself uit daar geen manier is dat ons U woord sal kan verstaan. En daarom bid ons dat U vir ons die woord sal oopmaak, dat ons deur die woord sal groei en dat U ons sal verander, sal vernuwe. Here, U ken elke persoon wat vanmôre hier is. U ken hulle by die naam, U weet hoeveel hare op hulle kop is. U weet alles van ons, Here. Daar is niks wat ons kan wegsteek nie. Niks wat ons in geheim kan hou nie. Alles is oop vir U, want U lig skyn op alles. Vir ons as die kinders is dit vir ons wonderlik. Dit is wonderlik om te weet U skyn oor alles. Dit is wonderlik dat U skyn in ons lewens. Dit is wonderlik dat die Gees ons aankla. Want ons wil nie hê iets moet skeiding maak tussen U en ons. Die gebed van ons harte is, Here, praat met ons. Ons bid dit in U naam. Amen. 1 Timoteus 4. Ons lees van vers 6 af. Wanneer jy hierdie dinge aan die broers uitwys, sal jy 'n goeie diensknegt van Christus Jesus wees, gevoed met die woorde van geloof en die goeie leer wat jy noukeurig navolg. Vermy goddelose en dwaase mites. Oefen jouself om God vreesend te leef, want liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig, maar Godvreesenheid is nuttig in alle opsigte. Dit hou belofte in vir die huidige en die toekomstige lewe. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Net tot sover. Hy begin om 'n goeie dienaar. Wat beteken dit om 'n goeie dienaar te wees? Paulus skryf aan Timoteus en hy sê, ek wil hê jy moet 'n goeie dienaar wees. Die woord vir dienaar, diakonos, is 'n woord wat gebruik word vir gelowiges in die algemeen. Ons weet as ons praat oor diaken, en ons het al in 1 Timoteus oor diaken gepraat, word al vertel dat 'n diaken is 'n diakonos. Okay. Maar dit gaan ook verder, dat elke persoon wat 'n kind van die Here is in die diens van die Here. Van die predikant af, dwarsdeur is in diens van die Here. Daarom is daar geen range in die kerk nie. Daar's geen klasse in die kerk nie, want almal in die kerk is diensknegte. Dis my baie keer half hartseer en ek wil dit net so vinnig noem, dat hierdie selfde woord diakonos gebruik word vir Fibie in Romeine 16. Fibie was 'n diakonos. En hoe baie mense dink, sy was 'n diaken. Terwyl diakonos word gebruik tot vir Christus, wat 'n diakonos was van die besnydenis. 'n Diensknegt. En so weet ons dat vroue tot in die kerk, wel weduwees ook, kenmerke van hulle is dat hulle die voete van die gelowiges gewas het, dat hulle tot diens was van die kerk van die Here Jesus Christus.
So dit is altyd belangrik vir elke gelowige om te onthou, ek is hier in diens van die Here. Niemand is in diens van my nie. Ek lewe in diens van die Here. Ek is nooit baas nie. En die diens wat hy lewer, wat hy vir Timoteus skrywe, is 'n diens vir die broers in die Here. Die broers, die susters, kinders van die Here. Want as kinders van die Here, is ons broers en susters in die geloof. Matteus 12 vers 50 sê, want elkeen wat die wil doen van my Vader in die hemele, die is my broer en my suster en my moeder. Dis nie wonderlik nie. As jy kind van die Here is en jy doen God se wil, word jy genoem, jy's 'n broer en suster en moeder van die Here, van Jesus Christus. Daarom, Maria, jy moet die wil van God doen. Gaan nie oor jou fisies sê dat jy my moeder is nie, jy moet die wil van God doen. Want as jy die wil van God doen, is jy werklik waar my familie van my. En so is dit 'n oproep vir elke kind van die Here om te sê, is ek broer en suster van die Here? Doen ek wat hy van my vra? En as ek 'n broer en suster is van die Here, dan is ek ook 'n broer en suster van almal wat gelowiges is. Daarom behoort kinders van die Here ook mekaar lief te hê in die kerk van die Here Jesus, want ons is mede broers en susters. 1 Timoteus 3 vers 15 sal Paulus vir Timoteus sê, maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die lewende God, 'n pilaar en fundament van die waarheid. Hoe jy moet gedra in die huishouding van God. Hierdie is God se huishouding. Die kerk van die Here Jesus Christus. En baie keer as ons moet praat oor die kerk, moet ons praat oor, dis die hoofletter K, kerk. As jy ooit gesien het dat ek praat van die hoofletter K kerk en die kleinletter kerk, is dit die volgende, as jy dit nie verstaan nie. Die kleinletter K kerk is mense wat kerk toe gaan. Mense wat kerk toe gaan, baie van hulle behoort nie in die hoofletter K kerk. En hulle gaan hel toe. Die hoofletter K kerk is mense wat Jesus Christus volg in hulle lewens en in gehoorsaamheid leef van hom. Hulle behoort aan die hoofletter kerk. En die hoofletter kerk bestaan uit klomp mense uit verskillende kleinletter kerk. Wat opmaak die hoofletter kerk. En hy sê vir Timoteus, hierdie is die huishouding van God. So dit gaan nie oor jou nie. Hierdie is God se huishouding. Jy moet dit bestuur soos God wil hê, jy moet dit bestuur. En daarom roep hy Timoteus op. En hy sê vir hulle, hy moet dit voor hulle sit. Dis die Griekse woord, voor hulle sit. Hy moet hulle onderrig gee. Hy moet dinge vir hulle uitwys. Dis wat hierdie woord beteken. Wys vir hulle die dinge uit. Vertel vir hulle die dinge van die woord. In Romeine 15 vers 15 tot 16 staan daar, tog het ek oor sekere sake nogal vrymoedig aan julle geskryf, om julle daaraan te herinner, dat ek deur die genade wat God my gegee het, 'n dienaar van Christus Jesus aan die heidenes, ek het dit nogal gewaag, ek het julle herinner, ek wou gehad het julle moes onthou van God se woord. Ek bedien die evangelie van God priesterlik, sodat die heidene, luister mooi hierna, dit is so mooi. Paulus sê, hierdie bediening wat ek doen, hierdie herinnering vir julle aan wat die woord sê. As julle wegbeweeg van die woord af, herinner ek weer julle aan die woord. Hoekom? Luister mooi, ek is priesterlik in dit. Wat bedoel hy daarmee? Sodat die heidene 'n aanneemlike offer, geheilig deur die Heilige Gees kan wees. So, as ek mense herinner, en elkeen van ons is diensknegte in daardie aspek, ons herinner ander mense om te sê, dit is wat God van jou vra. En as ons dit doen, waarom doen ons dit? Want ons wil hê dat elke persoon, ek ook, 'n aanneemlike offer moet wees aan God, deur die Heilige Gees. Daarin het ons ook die priesterlike ampt. En daarom sê die Bybel ook, dat elke man is ook die priester, hy is die profeet. Daarso, die gelowiges is priester en profeet. Hoe is ons priester? Ons is priester want ons wil hê dat daar aanneemlike offers aan God gebring word. En in hierdie sin sê Paulus vir Timoteus, moet jy mense vermaan, moet jy langs hulle kom en hulle herinner aan die woord van die Here. In 1 Korintiërs 4 vers 14 skrywe Paulus, ek skryf nie hierdie dinge om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys.
Ek wil julle as my geliefde kinders teregwys. Ek wil hê julle moet in lyn met die woord van die Here kom. Jy sien, dit wat die Bybel vir ons praat, oor wat dit beteken om kind van die Here te wees, wat dit beteken om leiding in die kerk te neem, en wat dit beteken vir die res van die kerk om ook diensknegte te wees, word ons baie keer vergelyk ook. Ons het 'n volmaakte herder, Jesus Christus, ons volmaakte herder, maar in elke aspek is ons ook in daardie sin ook herders, wat mekaar teregwys, wat mekaar moet help. Nou, 'n herder is nie iemand wat die skapie se ruggies vryf en sê, jy is so ou dierbare ou skapie, you know we do. En dis al wat ons doen. Ons dink by onsself, die taak van 'n herder is net om elke keer vir die skaap net te laat voel hoe wonderlik is hy. Die skaap het een gedagte, hy gaan geslag word. En dan gaan 'n slagdag kom vir jou, as jy nie jouself bekeer nie. Maar die taak is, van die herder is wat? Is om te vermaan, te keer, te help. My stok en my staf. As die Here praat en die psalmdigter sê hy, my stok en my staf. Daar is 'n keer, die staf keer. Daar's 'n stok ook, wat die vyand wegjaag. Daar is die hele tyd ding om te sê, hoorie, ek wil hê julle moet veilig wees. Ek wil hê julle moet beskerm wees, want ek weet, daar buite is die wolwe. Johannes 10 vers 12 sê, maar die huurling, die Here praat oor baie mense wat in die bediening staan. Baie mense wat in die bediening staan, hulle is huurlinge. Hoe lyk 'n huurling? Maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom, en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. Dis 'n huurling. 'n Huurling, die skaap behoort nie aan hom nie. Hy het geen verantwoordelikheid. Hy het nie 'n saak met die skape. As hulle uitmekaar uithardloop, is dit piekfyn. Hy gaan hulle nie waarsku nie. Hy gaan hulle nie teregwys nie. As die wolwe kom en hy gaan hulle uitmekaar uitskeer, is piekfyn. Om die waarheid te sê, die huurling wag net vir sy payday. Is dit nie so? Dis die metafoor. Die metafoor is 'n huurling, alwaaroor dit vir hom gaan is my salaris. Ek wil nie my salaris moet kom, maar wat met die skaap aangaan en dat die skaap geëet kan word deur die wolf, verskeur kan word deur die wolf, gaan hom glad nie aan nie. En dis die taak van die kind van die Here om te sê, dit mag nooit so wees nie. Ja, die persoon wat in leiding neem in die kerk, het 'n ongelooflike verantwoordelikheid daar rondom. Hy moet leiding neem, hy moet voorstap, hy moet die mense bedien. Hy moet vir die mense die waarheid vertel, selfs al maak dit seer, moet hy die waarheid vertel. Hoekom? Sy grootste opdrag is, ek wil hê die skape moet bewaar word. Maar dit is ook die taak van elke gelowige, van jou, wat hier sit, is die taak om mense te wys, tereg te wys, om by hulle uit te kom en te sê, dit is die taak van die Here vir ons gee. Dit wil die Here hê hoe ons moet lewe. Luister wat sê Jesegiel van hierdie leiers wat baie keer in die volk is. Jesegiel 22 vers 27. Sy vorste is in hom soos wolwe, wat prooi verskeur. Die leiers van die volk het geword soos wolwe. Hulle verskeur die mense, om bloed te vergiet, om siele om te bring, dat hulle ongeregverdige wins kan maak. Vers 28 van Jesegiel 22. En sy profete pleister hulle met los kalk. Hier is een van die beelde wat ek kan sien, is dit nie? Jy sien die priesters besig, die profete, hulle pleister met los kalk. Hulle sien hier's 'n ongelooflike probleem in die rots. Hulle kan sien by die huise bou, hierdie bakstene is nie reg nie. En dan sê hulle vir die ouens, bring net 'n bietjie pleister. Kom ons maak dit net toe. Laat dit net beter lyk. 'n Goeie bouer is iemand wat sê, nee, kom ons breek hierdie ding af. Hier is 'n probleem. En sy profete pleister vir hulle met los kalk, deur bedrieglike gesigte. Kan jy glo? Die profete van daai tyd, wat doen hulle? Hulle bedrieg die mense en hulle sê hulle het gesigte gesien. Kan jy dit glo? Gebeur nie in ons tyd nie. Dis die mense wat sulke goeders doen. Maar in hulle tyd was dit gewees. Profete pleister vir hulle met los kalk, deur bedrieglike gesigte te sien en vir hulle leuns te voorspel. Hulle voorspel vir hulle leuns.
met die woorde, so sê die Here, Here, terwyl die Here nie gespreek het. Ek wil hê jy moet saam my gedeelte lees, die gevaar wat ons as kinders van die Here het, en wat die Here van ons vra as diensknegte van hom, om mense te vermaan, te help, te reg te wys. Esegiel 3 vers 17. Esegiel 3 vers 17. Dit is so 'n belangrike gedeelte, jy kan hom gaan lees in Esegiel 33 ook. Esegiel 3 vers 17 tot 21. Esegiel 3 vers 17 tot 23. Mensekind, as 'n wag stel ek jou aan vir die huis van Israel. En dis 'n opdrag vir elkeen van julle. Is 'n wag in die huis van Israel. Wanneer jy uit my mond woorde hoor, moet jy hulle namens my waarsku. Vanmôre sit jy hier en jy gaan nie uitstap en jy die woorde van God gehoor. Jy die woorde van God gehoor. Jy gaan 'n taak hê om jy uit te gaan. Sien jy dit? As jy kerk toe kom en jy het die idee dat kerk is daar om jou so te laat lyk, lekker vet. Al wat jy doen is jy kry net in. Jy gaan volgende Sondag toe en jy eet weer jouself dik. Daar's niks wat gebeur nie. Jy lewe nie vir die Here nie. Dis nie wat die Here vra nie. So hy sê, mensekind, as 'n wag stel ek jou aan vir die huis van Israel. Wanneer jy uit my mond woorde hoor, moet jy hulle namens my waarsku. Wanneer ek vir 'n goddelose sê dat hy beslis sal sterf en jy waarsku hom nie, jy praat nie om die goddelose te waarsku teen sy goddelose leefwyse sodat hy kan leef nie, sal hy, die goddelose, sterf oor sy sondeskuld, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Dis vir elke persoon in jou werk, elke persoon by jou skool. Die Here gaan eendag vir jou vra, het jy hulle gewaarsku? Het jy 'n groot taak? Kom hoor gou, het jy 'n groot taak? Het 'n enorme groot taak. So elke plek waar ek gaan, moet ek vir mense ook wat in die wêreld lewe vir hulle waarsku dat daar 'n dag van rekenskap gee. Hulle moet tot inkeer kom, hulle lewens wegdraai van die sonde en vir die Here lewe. Vers 19. Maar as jy 'n goddelose waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid en sy goddelose lewenswyse nie, sal hy deur sy sondeskuld sterf en jy het dan jou eie lewe gered. So as ek hulle waarsku en hulle luister nie, sê die Here, dan red jy jou eie lewe. As jy dit nie doen nie, gaan ek verantwoordelikheid van jou eis eendag. Maar as jy hulle gewaarsku en dan luister hulle nie na jou nie, jy gaan nie skuldig wees rondom. Kan jy verstaan hoekom dit vir my so belangrik is elke Sondag om die woord, die waarheid aan julle te verkondig? Nou ek weet, op 'n stadium gaan ek voor die Here staan en die Here gaan vir my sê, Johan, het jy hulle gewaarsku? En dis wat Paulus sê. Paulus sê, ek het vir julle niks terughou nie. Ek het vir julle alles vertel. Nou, as die een ding wat ek nie vir julle vertel het nie. Ek het die hele waarheid vir julle vertel. Elkeen van ons gaan verantwoordelikheid doen oor wat ons gedoen het met die taak wat die Here vir ons gegee het. Die gedeelte gaan aan. Wanneer 'n regverdige van sy regverdige lewe afwyk en onreg pleeg en ek 'n struikelblok voor hom neersit, sal hy sterf. As jy hom nie waarsku teen sy sonde nie, sal hy sterf. Sy regverdige dade wat hy gedoen het, sal nie onthou word nie. Sy bloed sal ek egter van jou hand eis. En jy, as jy 'n regverdige waarsku om nie te sondig nie, en hy die regverdige sondig nie, sal hy beslis by leef, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het dan jou eie lewe gered. Ons het laasweek vir mekaar verduidelik oor wat dit beteken om persoon te wees wat regverdig is in Jesus Christus, en hoe iemand nie verlore kan wees wat regverdig in Jesus Christus is nie. Maar dis belangrik om mense te waarsku wat sê ek is 'n regverdige en nie so lewe nie. So jy het twee groepe. Die een lewe in die wêreld en jou taak is om hulle te waarsku. Die ander lewe in die kerk. Wat is jou taak? Om te waarsku. Om haar te waarsku. Want God gaan eendag van jou rekenskap gee oor mense wat hy oor jou pad gebring het en wat hy jou gesê het, waarsku hulle, waarsku hulle. In 2 Timoteus 4
vers 1 tot 5, staan die volgende: Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning in sy koninkryk. Nou luister mooi wat sê hy. Hy waarsku hom. Hy waarsku vir Timoteus. Hy sê Timoteus, asseblief luister na my. Daar kom 'n oordeel. Daar's 'n oordeel van die lewendes en die dooies. Ons sê dit in ons belydenisskrif. Hy wat weer gaan kom om ons te oordeel. Nou vers 2. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. So die teks sê daar, hou tydig en ontydig aan. Is daar 'n tyd wanneer dit ontydig is om die Here se woord te verkondig? Nooit nie. Nooit nie. Moet laat niemand vir jou sê dis 'n ontydige tyd nie. Dis 'n tydige tyd. Alles is 'n tydige tyd. Wat sê hy? Weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. So, moet jy net weerlê en bestraf? Nee, jy moet ook vir mense bemoedig. Met alle geduld, deurlering. Weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en lering. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle ore gestreel word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte soek. So daar gaan 'n tyd kom waar mense vir hulle predikante gaan kry en mense gaan kry wat voor in die kerk sit, wat vir hulle gaan verkondig presies wat hulle wil hoor. Hulle gaan mal wees daaroor. Moet jy nog steeds vir daai mense waarsku? Ja. Vers 4. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid. Hulle sal nie wil luister na die waarheid nie. Maar bly jy in alles nugter, verduur jou lyding, want dis wat gaan gebeur. Kinders van die Here, as jy gaan begin getuig, tydig en ontydig, wat gaan gebeur in jou lewe? Jy gaan lyding verduur. Verduur jou lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Beoefen jou bediening voluit. En dan sê hy, okay, so Timoteus, dis jou taak. So wat moet jy doen om hierdie taak uit te voer? So wat moet jy doen as gelowige om hierdie taak wat God vir jou gee uit te voer? Hy sê jy moet jouself konstant voed. Jy moet jouself konstant voed. Jy moet die hele tyd besig wees met die woord van die Here. Jy kan nie vir mense vertel van die God waarmee jy ontmoeting gehad het, as jy nie vanmôre met hom ontmoeting in jou binnekamer gehad het. Hoe stap jy uit in die wêreld sonder die woord van God wat jy bestudeer het vanmôre, sodat jy die krag en die gees het om uit te gaan en sy woord te gaan verkondig? Besef jy as gelowige dat die Here weet presies wat vandag met jou gaan gebeur? Wie dit weet nie? Weet jy dit? Weet jy dat hy presies weet met wie jy gaan praat? So wat doen hy? In jou binnekamer, deur jou normale proses van deurwerk deur die skrif, gaan God jou vanoggend ontmoet en vir jou die woord gee, sodat jy geïnspireer sal wees, krag sal hê, sodat jy die buitekant in die wêreld sal kan instap en sê, so sê die Here, Here. En as jy dit al gedoen het, jy het al agtergekom. Hoe iets wat die Here vanmôre in jou stilte kry gegee het, kom op 'n stadium en iets wat jy met iemand praat, kom hy gedeelte na vore. Hier met jouself, wie sou kon raai? Hy weet alles. Hy wil hê as kind van die Here moet jy stil raak, en jy as 'n bedienaar van die woord moet stil raak met die Here. Almal van ons moet stil raak met die Here. Jy moet jouself voed. Josua 1 vers 8 word van hom vertel. Daar's 'n volgende opdrag. Hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag mymerend prewel. Psalmdigter sê dit ook. Dit is vir my ongelooflik mooi. Baie mense lees die Bybel en dan vergeet hulle maklik. Miskien het dit tyd geword dat jy begin om dit mymerend te prewel. Lees dit vir jouself, dat jy self hoor wat jy lees.
Jy moet dit mymer en prewel. Dit beteken jy moet dit die hele tyd hê. Dit moet op jou lippe wees. Jy praat die woord van die Here. Jy's besig om stil te raak voor die lewende God en jy lees sy woord. En jy mymer en prewel jy dit, sodat jy alles wat daarin geskryf is, van Genesis 1 tot Openbaring 22, alles wat daarin geskryf is, nougeset kan nakom. Moet nooit in jou lewe dink, jy kan voor God reg staan as jy net sekere goed is wat in sy woord sê, afteken, sê, Here, ek doen dit en dit. Hy sê, ek wil hê jy moet my hele woord nakom. My hele woord nakom. Nou geset, kom ons gaan met Josua 1 vers 8. Nou geset kan nakom, want dan sal jy voorspoedig wees op jou pad. Dan sal jy sukses behaal. As jy wil groei in jou geestelike lewe, want dis waaroor dit gaan. As jy wil voorspoedig wees, as jy suksesvol behaal in jou geestelike lewe, wat beteken dit om te groei geestelik? Te groei geestelik. As jy dit wil bereik in jou lewe, wat het jy nodig om te doen? Jy het nodig om stil te raak met sy woord en dit mymer en te prewel, deur te gaan elke dag van jou lewe. Dis belangriker as dat jy vanoggend ontbyt eet. Is dat jy stil raak met die lewende God. En Deuteronomium is dieselfde. Moses gee dieselfde opdrag. God praat met hom, hy word neergeskryf. Daar staan die volgende, Deuteronomium 17 vers 18. Wanneer hy op sy koninklike troon sit, dis as jy 'n koning sê, wanneer hy op sy koninklike troon sit, moet hy van hierdie wet, wat in besit van die Levitiese priesters is, vir hom 'n afskrif skryf in 'n boekrol. So elke koning wat aan bewind kom, kan jy dink hoeveel konings het dit gedoen? Hoeveel konings van Israel het dit gedoen? As jy aan bewind gekom het, was die eerste gewees dat die hele Torah is vir jou gebring. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium is vir jou gebring. En nou moes jy as koning gaan sit het en elke een van die woorde moes jy gaan neerskryf vir jouself, 'n kopie. En dan vers 19. Hy moet dit by hom hou en hy moet sy lewe lank daaruit lees, sodat hy kan leer om vir die Here sy God, die Here sy God ontzag, oorspronklike woord is vrees daar, vrees te hê, om al die woorde van hierdie wet te onderhou, hierdie voorskrifte na te kom. Wat gaan jou help om al die voorskrifte van die Here se woord na te kom? Wat gaan jou help? Bybel lees. Bybel lees. Dat ek in die oggende vanoggend die woord van God wakker word, oopmaak, kry vir jou 'n koffie, as jy hou van koffie, as jy van tee hou, kry vir jou tee, as jy yskoue water het, piekfyn, en jy gaan sit elders. En as die huis te mekaar is, gaan stap elders. En gaan sit met die woord van God en raak stil. En kom terug met die krag wat alleenlik daar sal wees deur die werking van die Heilige Gees, omdat jy stil geraak het met die lewende God, en jy kan die wêreld instap, wetende, God het my ontmoet, God het my gevoed. So dis die taak. Paulus skryf aan Timoteus, dis die taak van jou is, jy moet jouself voed met die woord van die Here. Ek wonder baie keer by myself, en ek het al baie keer gesien, mense sê, hulle adverteer vir 'n predikant. En in my tyd, toe ek in die NG Kerk was, het hulle geadverteer vir 'n predikant. Dit is my ongelooflik altyd, wat soek hulle in 'n predikant? Wat soek jy nou in 'n leraar? As jy nou vanmôre moet sê, jy soek 'n lysie daar, en jy sê, wat soek ons in 'n leraar by die kerk? Wat sal die nommer 1 wees? Moet hy mooi kan praat? Dan het ons omtrent so meer as die helfte van al die wonderlike teoloë deur die geskiedenis uitgegooi. Paulus kan sê, ek nie hierdie wonderlike woorde. Gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor die krag van God. Dit gaan oor iemand wat stil raak met die Here. Wie wat ek nog nooit dit gehoor. Dat iemand sê, ons soek 'n leraar wat stil raak met die woord van die Here. Hy verlaat nie sy plek in die kansel, op die plek waar hy stil geraak het, by sy studeerkamertafel, voor hy nie stil geraak het met die Here nie. Hy beter sy dag daar deurbring. Kom ons kry een wat net nice is.
Hy moet hom net nice wees. As hy 'n nice ou is, dan like ons hom. En om die waarheid te sê, los die moeilike preek. Taak van die kind van die Here is, ek gaan verantwoordelikheid doen aan die Here. En daarom is ek besig om myself te voed. En elkeen van ons as kinders van die Here sê, ons voed onsself. Daar word getuig van Timoteus dat dit plaasgevind het al van kleins af. So ma's wat hier sit, pa's wat hier sit, oumas en oupas. Dit is die taak. Die taak is om wat te doen? Om hierdie kinders te voed in die woord van die Here. Dis jou belangrikste taak. Meer as borsmelk is die voed van die woord. Luister hierna. 2 Timoteus 3 vers 14. Maar bly jy by dit wat jy geleer het. Timoteus, bly by dit wat jy geleer het. En waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. En omdat jy van kleins af, nou die woord daar is breefos, jy het dit al gesê, breefos beteken van baba af. So wat het hierdie man, Timoteus, gekry, saam met sy borsmelk? Die woord. Van kleins af. Selfs as jy dink hulle nie verstaan hulle. Want is die Heilige Gees se werk om dit vir hulle oop te breek. Van kleins af. Hy sê, omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, van baba af ken jy die Heilige Skrifte, wat jou wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Hou vas aan die goeie leer, hou vas aan die goeie dogma. Jy verstaan die skrif, jy verstaan die lyne van die skrif. Jy het dit geleer, hy het verder geleer onder Paulus, hy kon leer, wat beteken dit, die woord van God, hy het die hele tyd bestudeer. Dis nie elkeen van ons se taak, is nie net die predikant se taak nie. Dis elkeen se taak. 2 Timoteus 1 vers 13 sê Paulus weer vir Timoteus, hou as voorbeeld van die suiwer leer vas aan dit wat jy van my gehoor het. Doen dit in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Ga altyd verder as kennis. Daar's baie mense wat kennis het. Kennis maak dood. Jy kan kennis hê. Dit gaan oor, lewe jy die lewe wat God van jou vra as jy gehoorsaam aan hom. Want dis wat hy sê. Hy sê hoor hierso, doen dit in geloof en liefde wat in Christus Jesus is. 2 Timoteus 2 vers 1. Jy dan my kind, wees sterk deur die genade in Christus Jesus en dra dit wat jy deur baie getuies voor my gehoor het, oor aan betroubare mense wat bekwaam sal wees om ook ander te onderrig. So dis wat hier gebeur. Ek is besig om dit aan jou oor te dra. Jy dra dit weer oor aan ander. Jy dra dit oor aan ander. Luister hoe mooi is hierdie. Hoe die kind van die Here moet smag na die woord van die Here. Miskien lees dit saam met my. Dis so mooi. 1 Petrus 2 vers 2. Kyk wat sê hy in hierdie gedeelte. As jy kyk na 1 Petrus 2, ons lees van vers 1 af, ek wil vers 2 fokus op. Let daarom alles wat sleg is, en alle bedrog, en gevuistheid, en jaloesie, en geskinder af. En dan vers 2. En smag, soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing. Smag daarna soos pasgebore babatjies na suiwer geestelike melk. Kan jy sien 'n babatjie? Dit is my so mooi. Daai babatjie smag na melkies. Hy wil melk hê, hy wil dit drink. Terwyl hy dit drink, kan jy sien hoe geniet hy dit. Die melkies loop hier af. Hy geniet elke oomblik. Die kind van die Here is dieselfde. Hy smag daarna. Hy smag na die woord van die Here. Hy kan nie wag vir Sondagmôre nie. Hy kan nie wag vir sy stilte tyd Maandagoggend nie, want dit is 'n tyd van smag. Dis 'n tyd van melk wat hier afloop.
Dis vreugde. Het jy smagting daarna? Jy sien dis wat gebeur as ons kinders van die Here is dit nie. Wat doen die Here? Wat doen die Here? Hy kom verander my hart. Dit wat ek nie voorheen begeer het nie, wat doen ek nou? Ek begeer dit. Dit beteken nie ek sonder sonde nie, maar nou begeer ek dit. Ek het dit eers nie begeer nie, nou begeer ek dit. Hoekom? Want alles van my is verander. Ek begeer die woord van die Here. Ek begeer om dit te lees. En dan sê Timoteus, verwerp mense wat besig is, en die Griekse woord is daar, bebelos. Dis wêreldse dinge, dis onheilige dinge. Dis die teenoorgestelde van heilig. Baie mense is besig daarmee, wêreldse dinge, onheilige dinge. 2 Timoteus 2 vers 16 sal hy skrywe, vermy die goddelose, die leepraatjies van mense, onder wie Hymeneus en Philetus, wat hulle sal toenemend goddeloos word, en hulle woorde sal soos 'n kanker versprei. Dit wat hy hier noem, hy gebruik 'n Griekse woord wat te maak het met, ons kan dit in Engels mooi vertaal, old wives' tales. Dis mense wat storieetjies vertel. Hulle like storieetjies. Gaan nie oor die Bybel nie, storieetjies. En ek onthou storieetjies in my lewe. Kom ons begin by een wat lekker ver is en dan bring ons nader. Een van die wonderlike stories is as jy pampoen eet. En as jy lekker rooi wangetjies en krulhaartjies kry. Ek het dit geëet, myne het uitgevang. So baie vir al hierdie ou vroutjies se verhaaltjies wat hulle jou vertel, is dit nie? Die eerste is wat in die kerk van die Here Jesus Christus beginne gebeur, is dat mense boeke skrywe dat hulle in die hel en in die hemel was. Dis old wives' tales. Dit is nie waar nie. En dan sê mense, het jy daai boek gelees? Dis so wonderlik. Dis bygelowigheid. Alles bygelowigheid. Dis alles wonderlik. Hulle hou daarvan. Hou hulle daarvan om hulle self besig te hou met sulke gemors. Hulle sê graag die Here het met my gepraat. En of jy sê, as jy vir my sê, die Here het met my gepraat, dan is daar groot fout. Ek kan jou weer sê, daar spesiale plekke en inrigtings waar ons jou na toe kan stuur. Die Here praat met my deur sy woord. Deur sy woord. En as jy hom hardop wil hê, hy moet met jou praat, dan lees jy die Bybel hardop. Want ons is dienaars van die woord van God. Wie wat gebeur as hy vir my sê, die Here het met jou gepraat? Ewe skielik gaan jy op 'n vlak bo die res van ons. O, jy is so wonderlik. Reg. Het die Here met jou gepraat? Op 'n stadium lees ek 'n boek van 'n man wat sê, die Here het met hom gepraat. Iemand vertel die verhaal, die ou het vertel, die Here het met hom gepraat. Hy was besig om te skeer, toe hy die stem van die Here hoor. En hy luister na hom en die man vertel hoe die Here toe met hom gepraat het. En hy sê, toe die Here klaar gepraat, jy gaan nou gou met skeer. Ja, sê hy. Hy wil vir jou sê, die Here het nie met jou gepraat. In die Bybel weet ek van Paulus, wat die Here ontmoeting met hom gehad het. Wat gebeur met Paulus? Hy val neer, soos 'n dooie. In Openbaring is Johannes, een van die apostels, wat langs Jesus op sy skoot lê. Dieselfde Johannes ontmoet vir Jesus in die hemel. En wat gebeur met Johannes? Hy val soos 'n dooie voor hom neer. Die enige idee waarvan jy praat om met die lewende God ontmoeting te hê. Daarom het ons verheerlikte liggame nodig, sodat ons eendag voor hom kan staan. Want met hierdie liggaam van my kan ek nie voor die lewende God staan en hom sien van aangesig tot aangesig. Ou vrou, tas storieetjies. Maak mense lekker gelukkig, warm, klik. Fantasties. Kom ons vertel die volgende snert. Storieetjies. Vir elke kind van die Here is hierdie storieetjies, wat regtig vir die Here lewe, is dit belaglik. Hulle sal dit nooit glo nie. Waarom? Want hulle verstaan wat die woord van God sê. Daarom, Timoteus, oefen jouself. Die woord hier te maak met
Hy sê, die oefening het 'n bietjie weinig hulp. Die woord wat daar gebruik word is gym, gimnasium. Dieselfde woord wat gebruik word ook vir kaal. Omdat die mense in daai tyd hulle oefeninge het te maak gehad met hulle kaal gehardloop ook as hulle Olimpiese spele en goeters gehad het. Hy sê hierdie oefening het weinig hulp. Nou moet jy net onthou, vir 'n geval ja iemand is wat nie wil meer stap of enigiets want jy sê, ek haal daai teks aan. Weinig hulp. Jy moet weet Paulus het myle en myle en myle elke dag gestap. As jy daai tyd jou klere wou was, moet jy afstap rivier toe en dit gaan was. Niemand het daar geloof nie. Behalwe 'n paar van die konings wat ongelooflik gelewe het. Maar die res moes hard werk. Maar Paulus wil julle sê, die volgende, hoor hierso, die liggaamlike oefening het 'n bietjie weinig hulp, maar is niks in vergelyking met die voet en die oefening in die woord van God nie. Het jy ooit in 'n gym beland? Het jy ooit gehardloop? Kan jy party van julle onthou toe jy op skool was en jy moes 'n ding gehardloop het? Was dit maklik vir jou gewees? Was oefening maklik vir jou gewees? Dis moeilik, is dit nie? Daar's baie keer sweet wat betrokke is daarbey. Dis dieselfde. As ek besig is met die woord van God, dan is ek besig om rondom sy woord stil te raak. Daar's moeilike tye. Daar's moeilike tye, daar's tye wat ek deur 'n ding moet worstel. Daar's tye wat dit nie vir my maklik is nie. Daar's tye wat ek 'n gedeelte lees en sê, Here, U kla my aan, ek hou nie hiervan nie. Maar ek voed myself. Ek oefen myself in die woord van die Here en ek is soos 'n goeie bokser, sê hy. Paulus ook in 1 Korintiërs. Ek is soos 'n goeie bokser. Ek mik vir die regte tyd. Ek oefen myself sodat ek nie op die ou ende ook skade ly nie. So ek sny hierdie dinge af. Die dinge van die wêreld, hierdie versoekings wat my so maklik laat verval. Ek sny dit af want ek loop die pad van God. 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy o man van God, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na geregtigheid. Vlug weg van hierdie dinge. Vlug weg van die wêreldse dinge. Jy is nooit as kind van die Here. Sê jy vir jouself, ek is 'n pragtige mooitjie. Die kersie se liggie is fantasties. Ek gaan kyk hoe naby ek aan hom kan kom sonder om te brand. Dis hoe baie Christene lyk. Hulle hou daarvan om te kyk hoe naby as moontlik hulle aan die sonde kan kom. Jy gaan brand. En jy gaan seer kry. En jy gaan verwoes word. Die kind van die Here word gesê, jy streef na geregtigheid, Godvreesendheid, betroubaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. 2 Korintiërs 7 vers 1, aangesien ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons reinig van alle besoedeling van die liggaam en gees, terwyl ons met diep ontzag of vrees vir God ons heiligheid verwesenlik. Ons heiligheid verwesenlik. Wat word jy opgeroep? Jy word opgeroep as iemand wat heilig gemaak is deur die Heilige Gees om heilig te lewe. Lewe jy heilig? Lewe ek heilig? Kan mense hulle my sien en hulle kom elke dag met my 24 uur van die dag en hulle stap met my, sal hulle sê, alles wat Johan vandag gedoen het, het hy gelewe heilig. As hy sonde gedoen het, het hy dit bely, het hy laat staan, maar sy begeerte was heiligheid. Dit is my so baie keer interessant, hoe mense bang is vir mense. Is dit nie? Mense is bang vir mense. Ek het al baie keer gesien, mense is baie keer bang vir my. Dis weird. Hulle is bang vir my. Jy moet tog nie bang wees vir my. Asseblief. Ek is niks. Is Here op 'n kontrak. Ek is 'n verteenwoordiger van die Here, soos jy ook is. Hoe is dit? Dat mense bang is vir ou mensie. Terwyl hulle sê, hulle wandel met die lewende God in sy teenwoordigheid. Verstaan jy dit? Verstaan jy hoe kan iemand sê, hy's bang vir 'n mens? Jy sit daar op die televisie of voor 'n boek, en jy hoop net jou man kom nou in nie. Of enigiemand gaan nou inkom, jy gaan die kanaal verander. As jy so lewe, gaan jy nooit vir die Here lewe. As mense vir jou bang maak, gaan jy nooit vir die Here lewe. Ek het 'n
vrees en ontsag en ongelooflike deernis in my hart vir die lewende God, dat ek hom nooit wil teleurstel nie. As jy 'n versoeking in jou lewe het, maak nie saak wat dit 'n versoeking in jou lewe is nie. As dit 'n versoeking is rondom die seksuele, as dit 'n versoeking is rondom drank, as dit 'n versoeking is rondom skinder, hoe oorwin jy dit? Deur 'n stryd te voer. Maar om elke dag te lewe en te sê, Here Jesus, ek vrees U meer as enigiets daar buitekant. Om U te behaag is 'n groter begeerte van my hart as enigiets anders in hierdie wêreld. So iemand, sê Paulus, wat homself toewy, wat homself voed, wat homself oefen, is iemand wat homself voorberei vir die belofte van die ewigheid. Die gym het 'n tydelike betekenis. Baie min, maar tydelik. Die oefening met die woord van die Here het 'n ewige oefening wat dit besig is om te plaas te vind en die beloning daarvan is ewig. Spreuke 3 vers 7 tot 8. Moenie wys wees in jou eie oë nie. Jy moet vrees hê vir die Here. Bly weg van die kwaad. Bly weg van die kwaad. Genesing sal dit bring vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Ons is diensknegte wat vir 'n spesiale taakgroep is. Ons taak is om mense te vermaan, te reg te wys, te bemoedig, te help. Want ons het 'n opdrag dat ons eendag voor die Here gaan staan oor elke persoon wat oor ons pad kom. Het ons gesê wat die woord van God op ons harte gelê, was ons bereid om dit te doen. Hoe doen ek dit? Lees sy woord. Bestudeer sy woord. Wees daar met die samekomste van die gelowiges. En lê die dinge af van die wêreld. En trek die dinge aan van Christus. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike voorreg. Here, so baie keer in ons lewens, so baie keer word dit wat die wêreld nastreef, dit wat vir die wêreld belangrik raak vir ons belangrik. Here, ons voed baie keer onsself soos die wêreld hulle self voed. In plaas daarvan dat ons onsself geestelik voed, dat ons stil raak met die woord, dat ons vir mekaar begin sê, daar is niks belangriker as hier nie. Daar's niks nie, daar's niks in hierdie lewe nie. Een oomblik is ons hier, die volgende oomblik is ons weg. Wat vat ons saam? O Here, maak ons harte begeerig vir U woord. Maar ons kan onthou, Here het ons aangestel as diensknegte oral waar ons kom. Ook in die kerk is ons 'n diensknegt. Ons bid dat ons getrou sal wees. Here, Jesegiel 3 is so duidelik. Ons kan nie verby dit kom, Here, dat U eendag van ons verantwoordelikheid gaan vra vir elke persoon. Dat ons getrou sal wees. Voed ons deur die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.